Welkom by Kaleio Kerk. Dit is vir my weer eens so lekker om vandag saam met jou te kuier. Ons is vandag slegs op 'n aanlyn diens. By Kaleio Kerk het ons gewoonlik net elke tweede week kerk, omdat ons vir mekaar sê ons wil in 'n ritme van rus funksioneer. En daarom die alternatiewe Sondag soos hierdie Sondag, kom ons as families by mekaar, kom ons as selgroepe by mekaar, kom ons as vriende by mekaar, of party van ons lê net in die bed en kyk hierdie video. Want ons wil graag rus in ons roetine inbou, en ons vertrou die Here dat mense wat uit rus uit funksioneer, baie meer produktief is, baie meer suksesvol is, baie meer vrug dra, omdat ons sê, ons is in Christus, ons is in rus, hy is ons voorsiener, hy is die een wat seker sal maak, dat elke woord wat uit sy mond uitgekom het, nie leeg sal terugkeer na hom toe nie. Dank Vader daarvoor. Ons is nou net klaar met Paasfees. En wat 'n ongelooflike belewenis was dit nie. Ons het gesien dat Goeie Vrydag, onlangs by Kaleio, as jy dit gemis het, gaan kyk gerus op ons sosiale media. Ons het 'n feestafel, die tafel van oorwinning daarso gehad, en ons het fees gevier, omdat ons mekaar sê, ek en jy is nou welkom by die feestafel, en ons het geëet en gekuier en familie gewees en gelag en tyd saam met mekaar spandeer. Ek moet jou sê, dis een van die hoogtepunte van my jaar, verseker sover. En nog 'n hoogtepunt was dan Opstandingssondag, waar ons geleer het wat beteken dit om werklik kind van God genoem te word, en ons so 'n bietjie gekuier oor die doop. En ek wil jou regtig uitnooi, as jy laasweek dit gemis het, dit was 'n ongelooflike ervaring. Gaan kyk dit gerus op ons YouTube kanaal, en jy gaan regtig geseën wees deur dit. Maar daar het ons gesien hoe ontlomp mense gedoop het, mense wat saam met Christus gesterf het, en saam met hom uit die dood uit opgestaan het. Wat 'n ongelooflike ervaring. So, ek kan omtrent nie eers wag vir volgende jaar Paasfees, waar ons net hierdie intense liefde, familie, oorwinning, redding beleef, soos wat ons min ander kere beleef het. So jy kan sien, daar is 'n opgewondenheid in my hart, en dit is my net so lekker om vandag saam met jou te kuier. Maar Paasnaweek is nou verby, en die vraag is, wat nou? En ek wil daaroor bietjie vandag met jou kuier, oor wat is die impak wat die hele evangelie eintlik op my en jou lewe moet hê. Wat nou? Die titel van hierdie boodskap is, gaan dinge ooit verander? Het jy al hierdie vraag in jou lewe gevra?
in wat ook al situasie, gaan die lands situasie wat ons in is, gaan dit ooit verander? Gaan ons regtig ooit 'n nuwe Suid-Afrika sien, waar almal werklik voordeel trek uit dit wat 'n land se leierskap, se waardes, se ekonomie, alles bied? Gaan dinge regtig ooit verander? Miskien vra jy dit by jou werk. Gaan dinge ooit regtig verander by my werk? Gaan die kultuur ooit kan verander? Gaan die manier hoe goed gebeur ooit kan verander? Miskien vra jy dit in jou huwelik. Gaan dinge ooit regtig verander by jou skool, in jou vriendskappe, in jou gesondheid? Het jy al die vraag ooit gevra? Gaan dinge ooit regtig verander? Nou, ek het vir jou goeie nuus vandag. Ek wil oor hierdie met jou kuier. Oor juis dit waarvoor ons geroep is as kerk. En ek praat nie nou net van ons kerk, Kaleio Kerk nie, alhoewel ons naam hierdie so mooi kommunikeer, dat ons kerk 'n roeping het. En dit is nie net enige roeping nie, ons sê Kaleio beteken 'n unieke roeping. En die Here roep ons om 'n unieke roeping uit te leef. En ek glo dat deel van ons visie om mense gered, gesond en gestuur te sien, is juis bedoel om hierdie vraag te antwoord. Gaan dinge ooit verander? Wel, ek en jy, Kaleio, is geroep om verandering te sien gebeur, sodat dinge gebeur op God se standaard, op sy optimaal. En dis wat ek vandag met jou wil oorkuier. Waar kom al hierdie vandaan? Jy kan sien, iets broei binne in my, iets borrel hier binne in my. Ek is so 'n paar weke terug, is ek genooi na 'n geleentheid waar 'n klomp pastore saam is, en dit is sommer net 'n geleentheid waar pastore saam kuier, saam is, en mekaar leer ken, en vir mekaar bid, en dan net so 'n bietjie netwerk, nê. So daar's party kerke wat baie goed doen, en ander goed doen, en ons leer by mekaar, en dit is 'n pragtige geleentheid. En ek is baie opgewonde om die dag nou so toe te gaan, want ek glo in kerk met 'n hoofletter K, dat ons moet hande vat, en dat ons by mekaar moet staan, en dat ons mekaar moet leer vir die impak, want ek glo transformasie gaan nie deur 'n regering kom nie. Transformasie gaan nie deur die private sektor kom nie. Transformasie in Suid-Afrika, in die wêreld, gaan kom deur die kerk van Jesus Christus. Ek glo dit met my hele hart, en daarom glo ek dat nog kerke moet opgerig word, sodat mense opgelei kan word, dat mense gered kan word, sodat hierdie vraag, gaan dinge ooit verander, dat ons dit reg kan antwoord. Maar ek is by hierdie geleentheid, en ek is opgewonde, en toe die geleentheid begin, toe is ek so 'n bietjie teleurgesteld. Want ek sien klomp mense rondom my, wat moeg is, wat oorlaai is, wat se skouers hang, wat nie rigting het nie, en ek verstaan dit. In voltydse bediening, dit is nogal 'n gewig om te dra, en dit is nie net in bediening nie, dit is in jou werk. As jy onderwyser is, as jy in die koöperatiewe wêreld is, as jy, wat ook al jy mee besig is, die wêreld sit 'n sekere gewig op ons, maar toe ek so rondom my kyk, toe sien ek, veral in mense wat in voltydse bediening is, mense is op. En toe begin iemand daar gesels oor die statistiek van pastore alleen, en ek besef dat dis nie net in voltydse bediening wat dit so is nie, dis in ander industrieë ook so, maar in die industrie waar ek myself in bevind, sê hy dat die selfmoordgetal binne pastore wat in voltydse bediening is besig om drasties te styg. Nommer 2 sê die persoon wat praat dat pastore in die algeheel se huwelike is op 'n baie slegte plek. Hy sê toe dat 50% van pastore wat heiliglik in Suid-Afrika is, het 'n onlangse studie bewys, is mense wat
ernstig daaraan dink om die bediening voltydse bediening te verlaat. En toe ek hierdie goed hoor, ek weet nie wat met my gebeur het nie, maar ek word net in daai oomblik, kan ek vir jou sê, ek het woedend geword. Want, wanneer het dit die norm geword? En dis asof het in alle samelewings so is almal is moeg, en almal het sy skouers hang, en almal se industrie is besig om nie optimaal te funksioneer nie, en ek het net vir 'n oomblik besef, terwyl ek daar sit, Here, ons sit met 'n massiewe probleem. Die vyand is besig om iets hier reg te kry met ons gedagtes. Ek dink so aan die skrifvers wat sê, die vyand kom om te steel en te vernietig, maar ek het gekom. Dat jy sal lewe hê en dit in oorvloed. Maar die vyand is besig om reg te kry, om ons soos, ek sien die prentjie van 'n pak wille honde, wat hulle kom nie net en byt jou ewe skielik net, eers as 'n leeu net dood nie. 'n Pak wille honde, wat hy doen is, hy maak dat iemand geïsoleer word, en dan as 'n groep, gaan hulle agter daai dier aan, of daai prooi aan, en hulle martel hom net, nee, hulle maak hom net moeg, totdat hy nie meer kan nie, en dan kom die doodsbyt. Kan ek vir jou sê, die vyand werk ook so. Dit is soos 'n slang, wat om jou is, en druk net stadig die lewe al hoe meer uit jou uit, en ek wil net 'n streep nou vandag in die sand trek, en sê, ons staan nie hier voor nie. Ek raak regtig woedend wanneer ek hoor wat die realiteit is van pastore se lewe, en van klomp ander industrieë, waar mense deurgaan wanneer dit net so besig is om hierdie ding te beleef, waar die vyand besig is om te steel en te vernietig in huwelike, en in mense se finansies, en in mense se verhoudings, en dis asof ons dit net vat as die nuwe normaal, ja, dit is nou maar hoe die wêreld is. En in daai oomblik, terwyl ek as sit, sê ek, Here, kan ons die norm verander? Ek het dieselfde vraag daarvan gevra, gaan hierdie ooit verander? En dit is asof die Here 'n ding op my hart plaas en sê, Leon, dit sal verander wanneer jy besluit, dit moet verander. Yes, en dit raak my diep. Dit vat my onmiddellik na die storie in Jesaja, nie storie nie, 'n werklike verhaal wat gebeur het. Jesaja 6, waar die Here Jesaja vat, en hy laat toe dat hy in 'n visioen sien wat besig is om in die troonkamer van die Here te gebeur. Jesaja 6, jy kan dit gaan lees, ek gaan dit so vinnig vir jou vertel. Jesaja 6. Sien ons hoe Jesaja voor die troonkamer van die Here staan, en hy sê, dit is soos 'n aardbewing daar binne, die kleed van die Here raak die hoeke van die troonkamer, daar is serafs, engele wat daar rondvlieg, hulle sing heilig, heilig, heilig. Dit is so 'n intense belewenis dat Jesaja terugstaan en sê, ek is nie werd om hier te wees nie, ek het te veel sonde gedoen, en dan sien ons vir die eerste keer die profetiese manier wat die Here gebruik om te sê, ek gaan jou sonde van jou wegneem, en die Here sê vir 'n seraf dat hy 'n kool moet optel. 'n seraf vlieg daar na 'n area toe, en hy tel 'n kool op, en hy bring dit na Jesaja se mond toe. Ek weet, dit klink vreemd, gelees die storie in Jesaja 6, maar hy vat daai kool en hy sit dit op Jesaja se mond, en dan sê hy, jy praat nie meer so nie, jou sonde is van jou af weggeneem. Jy sien, ek en jy is ook nie meer sondaars nie. Ons is deur die bloed van Jesus Christus nuut gemaak, en ons kan nie meer praat soos die verlede nie. Ons kan nie meer sê daar's meer afstand tussen ons en die Here nie. Nee, ons is nie meer sondaars nie. Ons is nou kinders van God. Ons dra die gelykenis en die heerlikheid van die Here, en ons dra sy autoriteit, en ons dra sy optimaal, ons dra sy lig. Dis hoe ons nou moet praat. En dan vra die Here hierdie groot vraag, en ek wil dit vir jou lees in Jesaja 6 vers 8. Jesaja sê, toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En Jesaja het gesê, ek het geantwoord, hier is ek, Here, stuur my.
Mense kan 'n kategorie sê, dinge gaan nie verander, as ek en jy nie die besluit maak, dat dinge moet verander nie. En hier is die eerste ding wat ek vandag by wil stil staan, is dat ons het die afgelope tyd baie gefokus op wat dit beteken om gered te wees, dat die wat sy geloof geplaas het op Jesus Christus, het gesterf saam met hom en lewendig geword saam met hom, en dra nou die naam van Jesus Christus, is 'n erfgenaam van Jesus Christus. Dit is die evangelie, dit is die gospel wat sê dat niks, nou dat ons gered is, niks kan ons ooit weerskei van die liefde van Jesus Christus nie. Maar ons het ook gefokus op gesondwording, om te sê dat die Here roep ons nie net om gered te wees nie, maar om gesond te word van die leuns wat ons glo van die verlede, om te deel met dit waardeur ons gaan, om te vergewe, om van ons verslawings gesond te word, want die Here roep ons vir iets groter. En dis hoekom ons sê by Kaleia, ons wil mense gered sien, ons wil hulle gesond sien, maar nou sê die Here, ons stop nie daar nie, ek wil jou gestuur sien. As die Here vandag vir jou vra, wie sal ek stuur? Dan hoop ek Kaleia, dat jy vandag op 'n plek sal wees om te sê, Here, hier is ek, stuur my. Want dis wat dit beteken om deel te wees van Kaleia Kerk. Ons het 'n roeping. Ons het 'n roeping om die lig te gaan uitleef wat binne in ons is. Die heerlikheid wat binne in ons is ons geroep om uit te leef. Iemand sê die afgelope tyd hierdie ding vir my, hy sê, dat ons is nie geroep om uitgebrand te wees vir Jesus nie. Ons is geroep om te skyn vir hom. En ek stem so saam daarmee, dat hoeveel mense doen soveel goedjies vir Jesus, en doen soveel dingetjies, en leef in performance, en jy weet hoe haat ek performance. Jy probeer in die Here se goeie boekies inkom. Nadat Christus jou klaar in die boek van die lewe ingeskryf het deur sy sterf aan die kruis en opstanding uit die dood. Maar jy is uitgebrand. Hier's pastore wat na hierdie boodskap kyk, en ek wil vir jou sê, jy is moeg om met jouself besig hou met goedjies wat jy nie eers nodig het. Jy probeer alles vir almal wees, jy probeer pa wees, jy probeer 'n vriend wees, jy probeer pastor wees, jy probeer sielkundige wees, jy probeer life coach wees, jy probeer iemand wees wat lewensadvies gee, jy probeer iemand wees wat finansiële advies gee, jy's die cleaner by die kerk, jy doen hierdie, daai en die en dat. Hoekom is jy al hierdie goed? As die Here jou geroep het om een ding te doen, kan ek vir jou sê hoe vry was ek die dag toe ek dit besef. Ek is nie geroep om al daai goed te wees nie. Ek is geroep om die evangelie van die Here te kommunikeer. Punt. Ek is nie 'n expert in al daai ander goed nie. Maar die Here het my wel baie duidelik kom leer wat beteken die goeie nuus. Kan ek vir jou sê, pastoor, wat nou hierdie kyk, al die goedjies wat jy doen, jou kursusies en dingetjies om tog net die kerk te probeer volhou. Ek wil hierdie met autoriteit nou vir jou sê, dat as jy die gospel preek, die goeie nuus, die gospel alleen, sal jou kerk groei, klaar. Dis omdat ons self besig hou met klomp ander goedjies. Ekskuus, ek vat myself nou in 'n plek in. Ek het net so 'n hart vir pastore. Ek sien hoe uitgebrand hulle is. En dan probeer pastore klomp goedjies om dit te probeer regmaak. En dit werk net dood eenvoudig nie. Kom ons kom terug by die goeie nuus. Wanneer mense die goeie nuus hoor, hulle is honger vir die goeie nuus en wanneer hulle dit hoor. Yes! Stroom hulle na goeie nuus toe. Maar kom ek kom terug by die lig wat in my en jou is. Johannes 1, een van die gunsteling gedeeltes in die Bybel. Die eerste 5 verse is vir my die kern van hierdie hele boodskap. Is in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Vers 2, hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom en is tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe.
Jy sien, mense moet nie by jou kerk die skerms en die goeie koffie en wat ook al beleef nie. Mense moet by die kerk, moet hulle die lewe van Jesus Christus beleef. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mens. En dan hierdie, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Gaan dinge ooit verander? Ja, wanneer ek en jy ons lig in daai area inskyn. Wanneer ons die transformerende krag waarmee ons nou vrugbaar geword het. Ons het vrugbaar geword met die krag van die Heilige Gees, met die gawes van die Heilige Gees. Ons moet nou in plekke inbeweeg. Ons is gestuur om die lig te wees vir die wêreld. Dan sal dinge verander. Ons het goeie leiers nodig. Ons probleem in ons land is, ons het nie geesvervulde leiers nie. Weet jy wat is 'n leier? Iemand wat 'n realiteit sien, 'n beter realiteit sien en sê, ek is bereid om my lewe te gee, sodat ons mense by daai realiteit kan uitkry. Dis wat Jesus gedoen het. Nie net die check geniet nie, nie net die salaris geniet nie. Jesus sê, ek was bereid om my lewe te gee om vir die wêreld 'n beter realiteit te gee. Dit is leierskap. Jy kan sien ek is opgevuur. Ja, wat magtig. Daar's nou lewe binne in ons. En ons moet nou hierdie lig gaan dra na die res van die wêreld. Hoe kan ek jou vertel van wanneer hierdie prakties gebeur het binne in ons wêreld? In 1904 en 1905 was daar so 'n herlewing wat in Wallis gebeur het. Daar het 'n klomp ouens in Wallis bymekaar gekom en gesê, Here, ons vertrou U. Ons sien dinge is besig om baie sleg te gaan hier. So, Here, die tronke is vol, die hospitale is vol, die alkohol misbruik in hierdie area is op 'n absolute mal vlak. Daar is geen verhouding tussen, die huwelike val uit mekaar uit, ons gemeenskap val uit mekaar uit, en hierdie klomp geestelike leiers by mekaar gekom en gesê, Here, ons vertrou U vir herlewing. Dit het te ver gegaan, ons kan dit nie meer verander nie, ons vertrou U dat iets gebeur binne in Wallis, en die Here hoor hulle gebed. Jy moet hierdie hoor. In daai 2 jaar kom daar 100,000 mense radikaal tot geloof in Jesus Christus. Kan ek vir jou sê, mense raak, 100,000 mense raak verlief op Jesus Christus. Ek wil hier vinnig 'n punt maak, ek gaan weer hieroor preek. Kan ek vir jou sê, ons werk as kerk is nie om vir jou beter morele waardes te preek nie. Baie mense dink die kerk is daar dat mense beter morele lewens sal leef. Miskien skok ek jou vandag, die kerk se doel is nie om beter morele waardes vir jou te kommunikeer nie. Die vyand is nie vir of teen mooi morele waardes nie. Die vyand is teen Christus. Jy sien, Christus, dis die ding wat die vyand wil stop, dat ons ophou oor Jesus praat. Want Christus, wanneer mense tot geloof kom, sê ek en jy vir mekaar, sterf die ou mens, en dan word daar 'n nuwe mens lewendig, wat deur hom word daar nou goeie werke geproduseer. Hoor wat was die effek van hierdie herlewing binne in Wallis? Hulle sê die hospitale was vir 2 jaar leeg. Die dokters het nie werk gehad nie. Die tronke was vir 2 jaar leeg. Hulle sê binne daai tronke het die polisieman net nie werk gehad en daar was geen werk vir hulle gemeenskap nie. Daar was net geen misdaad vir daai 2 jaar nie. Nou, daar binne het die polisiemanne begin koortjies sing. Hulle het vir mekaar begin sing in die gange want daar was niemand daar binne wat toegesluit is nie. Hoor hierso, die kroeg het gekrimp. Alkoholmisbruik het drasties geval en die realiteit daarvan is dat vaders weer beheer oor hulle huise gevat het en ewe skielik die verhoudingskonflik wat daar was tussen families en vriende was ewe skielik uitgesorteer en mense het gesê hulle is jammer en kom ons vergewe mekaar en daar was 'n stuk gemeenskap. Ja, hoor hierdie, daar was 'n probleem met die donkies.
Toe ek hierdie lees, toe val ek amper op my rug. Yes. Die donkies by die myne. Daai myners, meeste van die myners het tot bekering gekom, het tot geloof gekom en die Here het hulle so getransformeer dat hulle nie meer kon vloek nie. En weet jy wat was die realiteit? Is dat die donkies het hulle nie meer verstaan nie. Toe die myners sê, hoorie, kom ons gaan haal daai ding, trek hierdie ding. Jy sien, daar was altyd krietaal gebruik. Jy kan dan vir jouself sê, hoe hulle met hierdie donkies, of jy kan vir jouself dink, hoe hulle met hierdie donkies gepraat het. Die donkies het hulle nie meer verstaan nie, want die ouens wou nie meer vloek nie. Want hulle het Christus en sy lewe ontdek. Mense, magtig, kan ek en jy op 'n plek kom waar ons nie die norm van ons samelewing net aanvaar nie. Maar waar ons begin sê, Here, as ek lewendig geword het saam met U, beteken daar's 'n lig wat binne in my skyn. Here, kom gebruik my as instrument. Here, kom gebruik my om 'n radikale impak. Stuur my, Here. Hier is ek. Stuur my. Gaan dinge ooit verander? Ja, wanneer ek en jy besef, ons is geroep kerk om dit te verander. Ek hoop die Heilige Gees kom praat met jou vandag, dat daar 'n beter realiteit is. Daar's 'n beter storie. Ons hoef nie die norm te vat nie. Ek hoop jy word hierdie week geïrriteer met al die norms rondom jou. Hoe party mense met hulle vrouens praat. Hoe party mense net 'n sekere kultuur normaal het. Ek kan nou in baie detail ingaan, maar jy weet waarvan ek praat. Dat ek en jy begin sê, ons konfronteer nie, maar ons begin bid en ons begin anders lewens leef. Nie om gered te word nie, maar omdat daar iets nuuts nou in ons opstaan. Wat as Suid-Afrika iets van hierdie kan beleef? Ek hoop jy sien dit saam met my. Ek hoop nie jy staan in ongeloof nie. Ek hoop jy kan sien dat wanneer die Gees van die Here begin beweeg, is daar radikale genesing, gesond word, transformasie. Ons antwoord is nie 'n beter government nie, ons antwoord is 'n beter kerk. So Here, dankie dat ek hierdie boodskap kan land. Here, ons het U nodig. Dinge het te ver gegaan. Here, en ons kom bid, kom beweeg weer in Suid-Afrika. Soos nog nooit van tevore. Here, ons kom vertrou U as kerk vir herlewing binne in Suid-Afrika. Waar mense weer verlief sal word op Jesus Christus. Waar mense ophou probeer beter mense wees, Here, waar hulle begin ontdek wat dit is om 'n kind van God te wees, Here. Waar mense radikaal omkeer. Here, daar is daai realiteit. Ons het dit alreeds sien gebeur. Ons vertrou U, Here, vir herlewing binne in Suid-Afrika. Here, ek bid in hierdie boodskap dat mense 'n doel sal ontdek, dat U Gees vir hulle so duidelik kom wys, by jou werk, by jou huwelik, in jou gesin, by jou familie. Waar is die areas, Here, waar ons 'n lig kan skyn? Dankie, Here, daarvoor. Dankie, Jesus, dat ons nie net gered is en hemel toe gaan nie, maar dat ons hemel aarde toe kan bring. Dankie, Here, daarvoor. In Jesus naam bid ons dit en almal sê amen. Ek sien wanneer mense hierdie ding vang, dat ons is geroep om 'n lig te skyn. Ek sien hoe pastore, wanneer hulle weer die evangelie en die genade van die Here kommunikeer, dit alleen, dat mense herlewing sal beleef, dat daar nie genoeg plek in enige van ons kerke sal wees nie, want mense stroom na die waarheid toe. Nommer 2, ek sien besigheidseienaars, wanneer hulle hierdie ding besef, dat hulle staf en hulle mense so sal lei, dat herlewing daar sal gebeur, dat hulle besef, het gaan nie net oor geld maak en winst te maak nie. Ja, dit is 'n groot komponent, maar die groter komponent is dat ek deur my besigheid 'n diep impak op families kan hê, op gesinne kan hê, op die gemeenskap kan hê, op sisteme kan hê, op korrupsie kan hê. Dit is wat ek sien. Ek sien skoolhoofde wat nie daar is om net te oorleef nie. Ek weet dit is moeilik. Ek kuier met 'n hele paar skoolhoofde
wat die departement moet hanteer en ouers moet hanteer, maar wat die Here hierdie skoolhoofde so sal herleef, dat hulle spanne veilig by hulle sal voel, dat daai kinders die radikale impak van die liefde van Jesus sal beleef, en dat hulle suksesvol opgerig sal word, dat skole 'n plek van herlewing sal wees. Dis waar ons moet dink. Ons moet by hierdie plekke funksioneer. So mag jy hierdie week saam met die Heilige Gees ontdek, Here, waarvoor is ek gestuur? Ek kan nie wag om jou volgende week te sien by Simplicity Venue, om saam met jou te kuier, saam te wees. Boek asseblief die 4de, die 11de en die 25ste het ons fisiese dienste by Simplicity. Dankie vir dit wat jy gee, dat hierdie bediening opgerig kan word, dat mense gered kan word, dat hulle gesond kan word, maar ook dat, soos ons vandag vir mekaar sê, dat hulle gestuur kan word, dat ons herlewing binne Suid-Afrika kan sien. Dankie vir elke bydrae wat elkeen maak, dat ons dit as 'n realiteit kan sien. Het ek al gesê, ek is lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Dankie dat ons saam kan kerk wees. Goed gaan.